Jy kan gerus sit. Ek kry hierdie wonderlike gevoel in my hart dat die Here iets in elkeen van ons diepste wese vandag gaan kom skuif. Is jy opgewonde saam met my dat so iets gebeur? Amen. Julle is mos nie hier vir my nie. As jy hier is vir my, gaan jy baie teleurstel hoor. Mense, ons begin vandag met wat ons noem Worship 101. En in hierdie volgende 3 Sondae gaan ons met jou gesels oor aanbidding vanuit 'n goddelike perspektief. Nou, ja, hulle loop elke week so af vir die besoekers hoor, maar hulle gaan niks doen nie. Hulle gaan maar net sit. Aanbidding vanuit 'n goddelike perspektief beteken, wat sê God is vir hom aanbidding? Nou, om vir jou 'n idee te gee, as jy moet dink tot en met so 500 jaar gelede, jy kan dit nie dink nie, het ons nog gedink dat die aarde die middelpunt van die heelal is. En alles draai om die aarde. En toe is daar so ou met die naam van Nicolaas Copernicus, en hy het gesê die aarde wentel om die son. En hy is tot ketter verklaar in die kerk daaroor. 'n Ketter beteken 'n dwaalleraar. Dit beteken iemand wat nie autoriteit het in die kerk meer nie, want hy is 'n leenaar. En hy moes boet daarvoor. So, ons dink is so ver, maar dit is eintlik nie heeltemal so ver in die verlede nie. Die mense denke het begin draai en gesê, weet jy wat, dit wat die Bybel sê, het ons altyd letterlik opgeneem en ons het geskiedkundig na die Bybel gekyk. Die Bybel was nooit 'n geskiedkundige boek nie. Die Bybel dis wel history. Want history, as jy dit sê wat dit beteken, dis his story. Die Bybel is die verhaal van God se verhouding met die mens. Hy het nie vir ons vertel van E = mc² en plantkunde en al hierdie goed nie. Inteendeel het God gekom en hy het gesê, weet jy wat, hoe meer jy weet, hoe meer verwarring gaan daar wees. Dis hoekom die boom van die kennis van goed en kwaad, moet asseblief nou nie jou M van die muur af gaan haal en hom verbrand. Dit gaan nie wys wees nie. Okay. Ons kan kennis gebruik vir die Here. Jy moet nou net hierdie gou hier parkeer. Maar die boom van kennis van goed en kwaad, die vrug daarvan was dat die mens op homself sou vertrou en nie meer op God se inspraak nie. Dis die negatiewe krag wat dit gehad het. So, die mensdom het nog altyd hierdie stryd gehad. En toe hierdie nou gebeur en die wetenskap en die sterrekunde begin ander goed sê en die mens begin hierdie sekere ontdekkings maak, toe begin hulle die skrif bevraagteken. Hulle sê, maar goed, daar's onsekerhede hierin. So ons moet nou alles toets met die wetenskap. En dis waar jy altyd 'n ontploffing gaan hê. Want dit is soos om geskiedenis met wetenskap te probeer verklaar en poësie met geskiedenis. Jy hoor? Ek is gebore in 1969, maar ek was nie 'n hippie nie. My ouers ook nie, so het hulle vir my gesê. Okay. Ek het wel bell-bottoms in my ma se kas gesien, maar ek het gedog is daai broeke wat jy dra om jou eie skoene skoon te maak. Jy verstaan, die Bybel is God se storie met die mens en hy sal alles gebruik om die ewige perspektief te kommunikeer vir die mens. Want hy wil hê dat die mens altyd eers na hom toe gaan. Want hy is die bril waarmee ons na alles kyk. Die ding wat daarna gebeur het is natuurlik na die industriële revolusie het die fokus nie net geskuif na kom ons bevraagteken nie, dit het ook geskuif na die mens. Daai onheilige drie-eenheid, me, myself en I, het die sentrale punt van ons univers geword. En van daar af is daar sekere goed wat in die kerkwêreld ook gebeur het.
En jy sal sien dat, soos as daar musiek geskryf daar was eers beruimings en psalms, en die ouens wou letterlik bly by die skrif, en toe begin mense liedjies sing wat nie daar is nie, en julle weet, baie van die gesange wat ek gesing het in die kerk, was duiwels beskou op 'n stadium? Ja. Het julle geweet van die psalmse gesange wat ons gesing het, nê, is van daardie goed getoons het op beruiminge van kroegliedjies. Ja, dit was baie gewyde kroegliedjies. Want jy het 'n bas, 'n alt en 'n tenor en 'n, ek weet nie wat nie, 'n sopraan en alles daarin gewerk. Maar dis waar ons nou is. Ek onthou, 'n ou het eendag 'n brief geskryf vir 'n komitee in Engeland, en hy het gesê, die musiek wat die jong mense vandag luister, sal hulle so ver van God af wegdryf, dat ons nie weet hoe hulle pad terug sal kom nie. En daardie brief is aan John Wesley geskryf, in daardie tyd. So, daar was altyd hierdie spanning tussen generasies, maar die uitdaging gaan nie oor die spanning van hoe ons dinge doen nie. Jy sien, godsdienstigheid sê, ons het 'n ding so gedoen, en as jy dit nou anders doen, dan verloor jy die waarde van dit. Want ons moet God so aanbid. Worship is aanbidding. En dis nie die Here se Bybelse perspektief nie. Ek wil hê ons moet net so 'n bietjie teruggaan na die basis toe. Want aanbidding is 'n kernding in jou geloofslewe. Aanbidding, as jy dit reg verstaan, is die barometer van of jy vleesgefokus is. Ek praat nie van sonde nie, ek praat van vleesgefokus of godsgefokus. Jy sal dit nou ontdek. As jy jou slimfoon by jou het, dan wil ek jou nooi, want ek gaan nie alles op die skerm sit nie. Ons gaan vandag kort Bybelversies lees. Ek gaan die hele Psalm 1, 2 en 3 vir jou lees, en dan is die inleiding van die boodskap klaar, dan gaan ons in die woord insak. Jy sal nooit weer sê, jy hoor nie genoeg woord hier nie. Amen. Nou, ek wil begin deur te sê, Psalm 1, 2 en 3 is 'n pragtige pad wat 'n mens stap as dit gaan oor die bewusmaking van wat aanbidding behels. In Psalm 1 gaan dit oor die innerlike mens en die wêreld van die innerlike mens. Ons sal nou 'n bietjie daaraan raak. Dan as ons in Psalm 2 gaan kyk, dan gaan dit oor die realiteit van ons lewe na God se werklikheid. Jy sien, God se realiteit is, noem ons waarheid. Hallo, het jy dit gesnap, kan ons afsluit? Ek is nie weg die waarheid in die lewe. Wil jy met realiteit lewe of met waarheid? Realiteit verander, het jy dit agtergekom? As jy op sosiale media is, in die net voor die verkiesing in Amerika, en in die eerste paar maande van Donald Trump, toe is al die kerke, hy gaan Amerika red van die antichrist. Nou sien jy op sosiale media, nou is hy die antichrist. Jy hoor, realiteit verander, met perspektief en persepsie, en of jy rooi vleis geëet het gisteraand, of 'n sagte maaltyd, jou realiteit is so reël, dat dit jou logika in jou gees heeltemal oorskadu. Maar waarheid is konstant en dit bly altyd dieselfde. Goed. So, en dan in Psalm 3 gaan dit oor die werklikheid, die waarheid word jou nuwe realiteit. So dis so 'n proses. Dis 'n proses van hoe kom ek uit by 'n plek waar ek 'n worshipper is. Goed, so in Psalm 1 is dit hierdie wonderlike deel, en hierdie Psalm is dis een van daai dele in die skrif wat ek baie gereeld lees. Ek dink daar's 'n profetiese implikasie daarin rondom my en Rihanna se persoonlike lewe ook. Maar daar's 'n woord van waarskuwing ook. Toe die Here ons in die bediening geroep het, het hy gesê, ek wil hê jy moet fokus op wie ek is. Jy moet my woord bepeins. Jy moet
op die oomblik as daar enige skommelinge in jou lewe is, dan is dit, onthou julle toe ek hier begin het, toe ek so 'n liedjie vir julle geleer, stop, collaborate and listen. Okay, maar dis die Bybelse weergawe. Okay. So, nou sê hy, gelukkig is die mens wat nie loop volgens die raad van die goddeloos is, dis nou die nuwe lewende vertaling, of staan op die pad van sondaars, of sit in die vergadering van die spotters nie. Die ou vertaling sê dit so mooi gewyd, wel geluksalig. As jy daai woord kon uitspreek, was jy 'n groot godsman. Okay. As jy op 'n kansel kon staan en jy sê, wel geluksalig, broer, dan het mense opgekyk na jou, want jy was op 'n platform. Okay. Die wat, ja, okay, van julle snap dit nie. Okay. Hy sê, hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Wow! So, hoe kry ek dit reg om vreugde te vind in die gebooie van die Here en wil net meer en meer van dit hê? Ek onthou toe ek my hart vir die Here gegee het, toe kan ek ure Bybel lees. Dan heilig. Dan weet ek nie hoekom nie. Ek het seker nie genoeg pak gekry as kind, toe heilig nie genoeg as kind. En toe gee die Here my nou 'n bietjie oefening in trane. Maar regtig, yes, hoorie, dis so emosioneel. Daai tyd het ons nog VHS tapes gekry by 'n apteek. Die oom, dis sy bediening, dan gaan hy daar in Alberton, jong. Daar kyk in Alberton, jy moet video's kyk, daar gaan niks anders aan. So, nou ek sê Albertoner net, ek mag dit sê, hoor. As jy dit sê, het jy moeilikheid. Okay. So, dan kyk ons hierdie video's. Hemel, mense, dit voel of die Here homself manifesteer in ons sitkamer. Ek en Rihanna sweef bed toe. Ons gaan nie slaap nie, ons gaan in rus in. Jy hoor, jy word wakker die volgende dag. Dit is regtig so gewees. Ek is jammer oor jou bekering as jy nie so was nie, maar myne was baie spesiaal. Okay, maar myne het net so drasties het daar ook hierdie goed nie meer gebeur nie. En toe begin ek in my geestelikheid wonder. Nou sit ek en dink, hemel, het ek die Here nie beïndruk nie? Nee, dis die Here openbaar hom met tye aan ons. En dit word die openbaringskrag waarvan ons verwys in ons res van ons lewe. Goed, so nou sê hy is soos 'n boom geplant langs waterstrome wat vrugte dra op die regte tyd. Sy blare verwelk nie, en alles wat hy doen, is hy voorspoedig. Maar dit geld nie vir die goddelose nie, hulle is soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal goddeloses nie voortbestaan en die oordeel of sondaars in die geselskap van die regverdiges nie. Want die Here waak oor die pad van die gelowiges, maar die paaie van die goddelose lei tot ondergang. Hoekom? Dis so mooi. Hy praat van die regverdige en dan die goddelose. En dan kom hy op die einde en dan sê hy hoekom? Want die goddelose ontken God in al sy weë. En daar kan geen worship in sy lewe kom nie. Hy kan God nie erken in sy toekoms nie. Die lewe gaan oor me, myself and I. En wat gebeur is, ek kan tyd in die skrif spandeer, maar dit gaan oor me, myself and I. En dan word dit godsdiens. Het jy dit al beleef? O ja, ek het dit beleef. As jy dit nie beleef het nie, is jy besig om dit te beleef. Okay, just saying. So, dis hier die eerste gedeelte van jou emosies, jou gevoelens, jou oortuigings, hoe jy situasies hanteer, hoe jy reageer op dinge, die manier hoe jy na mense kyk, al hierdie goeders, kom die Here en sê, wel geluksalig, is jy wat nie toelaat dat hierdie jou verwysing word van jou lewe nie. Kom ek sê vir jou in Boer-Afrikaans, as jy jou geluk bou op wat om jou aangaan, gaan jy keuses maak wat verwoesting gaan bring. Al bly Jesus in jou hartjie. Jesus bly in my hartjie, sodat ek na hom luister. Hy is nie 'n gevangene in my lewe nie. Jy hoor? Hy's 'n geskenk.
Nou, die tweede gedeelte wat ons gesê het, waar hy skuif my realiteit na God se werklikheid. So, hierdie gaan oor die innerlike mens en met die hoop van die Here. Nou gaan hy in die tweede gedeelte, hy sê, in Psalm 2, dien die Here in sy gesalfde, hoekom gaan die nasie so te kere? En bedink die volke nuttelose planne. Hoor hierdie realiteitsprentjie. Die konings van die aarde het saamgesweer en die heersers span saam teen die Here en sy gesalfde. Hulle sê, laat ons hulle ketting stukkend breek, onsself bevry van hulle slawebande. So, dit is, ouens, let's do this. Dis soos die bokke voor hulle teen Japan speel. Jy hoor, kom ons verneder hierdie ouens. En die Japanners het gesê, ja, hulle was Japaneese, vandag is hulle Japanners. Want hulle is almal enkel. Hulle het gesê, hulle kaptein het voor die wedstryd gesê, hulle gaan in eenheid staan en hulle gaan hierdie bokke voor karnuffel. Hulle het 2 kaarte gekry. Goed, maar ons praat nie sport nie, jy moet my reg help asseblief. Nou, daar is hierdie realiteit, maar nou sê hy, in vers 4, kom ons by waar hierdie waarheid met God se werklikheid te doen het. Hy sê, maar hy, wat vanuit die hemel heers, lag oor hulle. Daar sê, ek dog amper jy sê, die Here lag vir hierdie goed. Die Here lag vir ons kortsigtigheid. Hy sê te sê, ouens, maar goed. Die Here spot met hulle. Nee, okay, dit kan nie in die Bybel staan nie. In sy toorn praat hy met hulle en in sy woede verskrik hy hulle. Ek het hom op Sion, my heilige berg, as my koning aangestel. Dit is 'n profesie van die Vader wat praat van die Seun. En nou kom ons by hierdie oproep. Hy sê, ek wil vertel van die Here se besluit. So daar's hierdie realiteitsprentjie, en nou kom die ewige realiteit, God se waarheid, begin nou sê, kom ons kyk hoe God dit sien. Ek wil vertel van die Here se besluit. Hy het vir my gesê, jy is my seun. Vandag het ek jou pa geword. Vra my, en ek gee vir jou nasies as erfporsie. Die einde van die aarde as jou besitting. Met 'n ysterstaf sal jy hulle stukkend slaan soos 'n kleipot hulle verpletter. Wees nou verstandig, o konings. Hier's 'n oproep. Wees gewaarsku, regerders van die aarde. Hoor hier. Hy sê nie net, hoor, julle moet nou bykom, ek gaan julle harde klap gee nie. Hoor wat sê hy? Dien die Here met eerbied en juig oor hom met bewering. Hy sê, wees bly, want hy is die waarheid. Julle hoef nie hierdie pad te gaan nie. Onderwerp julle aan God, sodat hy nie toornig word en jy op die pad ook omkom nie. Want sy toorn ontvlam gou, maar daar is vreugde vir almal wat by hom skuil. Die oomblik toe ek en jy Jesus in ons lewe toegelaat het, het ons gesê, Here, ek vind my skuiling by U. Is dit nie so nie? Partykeer maak ons droog, maar ons weet wie is ons skuiling, wie is ons vesting, wie is ons vaste rots op wie ons vertrou. Hierdie derde Psalm vat ons na die werklikheid, die openbaring van God wat manifesteer in my en jou lewe. En daar's nie 'n slegter stuk teks wat 'n ou kan gebruik as 'n pa wat 'n koning is en sy seun wil koning word en wil die pa doodmaak nie. Jou eie nageslag wil verwoesting bring. Dit wat jy alles in belê het. Dit wat jy glo mense jou eendag aan gaan onthou. Hierdie Psalm 3 gaan daaroor, 'n Dawids Psalm, toe hy voor sy seun Absalom gevlug het. Ek wil hê jy moet sien, hierdie eerste gedeelte is weer die fisiese realiteit. O Here, ek het so baie vyande, so baie kom teen my in opstand, so baie sê, God sal hom nooit red nie. Maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op.
Ek het tot die Here geroep vanaf sy heilige berg en hy het my geantwoord. Dawid is in sy diepste nood, diepste teleurstelling en alle menslike pogings wat hy seker kon probeer aanwend het, sou nie uitwerk nie. Sy volk is teen hom gedraai. Die troonopvolger het gesê ek is koning. Hy is geïsoleer en leuns is verklaar oor sy lewe. En hy sê, Here, ek weet waar ek gaan skuil, dis net by U. Ek vat my na die ewige realiteit van die Vader toe. En nou kom ons in vers 6 en hy sê, ek het gaan lê en slaap en weer wakker geword, want die Here het oor my wag gehou. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat my van alle kante bedreig nie. Hy spreek en verklaar God se ewigheidsprentjie oor sy lewe. Sy fokus skuif van sy probleme na God se heerskappy. Amen, kan jy dit sien? En hy sê, staan op Here, hemel met 'n uitroepteken. Dis nogal of jy weet waarvan jy praat, of jy is arrogant. Bevry my tog God. U het al my vyande op die kakebeen geslaan, die tande van die goddeloses het U gebreek. Verlossing kom van U, Here, mag U seëninge op U volk rus. Wow! Dit is presies die pad wat jou vat na aanbidding toe. Aanbidding ontstaan wanneer jy in die middel van die grootste krisisse in jou lewe is. En jy begin God se karakter verklaar oor waar jy jouself bevind. En daar's iets wat in jou hart eers gebeur. Alles gebeur eers geestelik, dan manifesteer dit in die vlees. Ek sê dit weer vir jou, gaan dink daaroor. 'n Revolusie begin eers geestelik. Daar word gepraat van principalities, vyandige magte wat agtergoed is. Daar word rebellie gesaai in harte, daar word trots gesaai in harte. Konings wat aangestel is vir goeie goed, begin dink hulle is beter as dit wat God vir hulle beplan het. Dis geestelik, dis absoluut demonies. Dit beteken dat hy anders dink en hy begin die manifestasie van dit begin in hulle lewe sigbaar word. En mense begin ly en daar's verdeeldheid en gebrokenheid en swaar kry. En wanneer God kom en hy rig 'n godsman op, dan is dit 'n baie moeilike situasie, want dit is teen die status quo. Hoeveel keer in die skrif laat God toe dat dit swaar gaan met ouens en dan rig hy 'n jong Joshua op. Hy rig 'n Moses op. Hy rig 'n Josef op teenoor die gang van alles, wanneer almal moedeloos is en al hulle opsies het uitgehardloop soos 'n uurglas en hy kom en hy rig hierdie een persoon op wat geen kans het nie. Ek dink die duiwel het gestaan en lag met Josef. Hier profeteer hy oor sy broers. En hier sê in hierdie put, ek dink die duiwel het daar gesit en gesê, ja hoorie, hierdie boeties van hom het hom nou uitgesorteer. Hy gaan hierdie slaaf word, nooit weer gaan enige iemand hom sien nie. Maar God het 'n plan. Ek wil vir jou vandag sê, God het 'n plan vir jou lewe. Die ding van wat Josef gemaak het, dat Josef kon behoue bly. Onthou net, hy het keuses gemaak op grond van die profesie oor sy lewe, wat goeie keuses was. Hy het die keuse gemaak. Hy kon die keuse maak om die verleiding van 'n vrou voor te val. Hy kon die keuse gemaak het om te sê, maar hoorie, my drome is heeltemal verwoes, maar ek kies nou om dit uit te werk en op my eie en maar die beste te kry. Daar's dalk 'n uitkoms hier. Nee, Josef het geleef van die profesie van God oor sy lewe en hy het getrou gebly. En Josef het die grootste ryk op daardie stadium op die hele wêreld, die Egiptiese ryk, waar al hierdie ouens om die Midde-Ooste na toe gekom het om kos te kom kry, was hy die heerser van dit onder die farao. Ek wil vandag vir jou sê, as jy hier sit en jy's neerslagtig en jy's op 'n plek waar jy voel, daar is nie meer 'n toekoms vir my nie. Daar's woord oor my lewe. Ek was op 'n stadium in my lewe waar ek opgewonde was oor God, maar ek is nou neerslagtig wanneer ek aan die Here dink. Ek wil vir jou sê, die Here is nog nie klaar nie. Gaan terug na daai woord wat God vir jou gegee het. Gaan terug na daai verklaring, gaan terug na kunskap van God toe en begin daardie goed weer wakker maak in jou gees.
Begin die verklarings wat God oor jou lewe gemaak het, weer verklaar oor jou lewe, oor jou situasies, oor jou omstandighede, en laat toe dat God besig word om iets, hoor mooi, hy gaan nie jou omstandighede verander nie, hy moet jou eers verander, sodat jy jou omstandighede kan oorwin. Amen. Moenie wag vir 'n get free out of jail nie. Moenie gaan koop vir jou Monopoly as jy so 'n kaartjie soek. Die Here werk jy so nie. Hy haal jou nie kom gratis uit die tronk uit nie. Hy laat jou die tronk se deure oop bid. Amen. Hoe meer jy neerslagtig kan wees, hoe meer jy onder die grond kan wees, hoe makliker is dit vir jou om op te gee. En weet jy wat, dis moontlik om op te gee. Die Here eer dit ook. Dis hoekom die skrif sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God tevrede te stel. As jy nou ou vertaling ou is, te behaag, is nog een van daai diep geestelike verborgene woorde. So, die inleiding is klaar, kan ons aangaan. Aanbidding volg openbaring. Wanneer ek aanbid, en is nie vanuit openbaring nie, is dit 'n verklaring van die openbaring wat ek nog in glo, maar nog nie in my hart geval het nie. Dis soos 'n vrou wat in die tempel gaan sit en bid en by die Here soos 'n dronk vrou sit en ween oor 'n kind. En die openbaring kom in haar lewe. En God sê, jy sal 'n kind hê. As jy in die kerk staan en dis, oh, God is so good, hallelujah. Ou mense weet waarvan ek praat. Maar my hart is so swart, maar ek sing hierdie. Dis nie aanbidding nie. Aanbidding is 'n reaksie op wie God is. Aanbidding is nie omdat jy alright voel nie. Glo my. Aanbidding kom uit die diepste plek uit. Maar aanbidding sal altyd 'n reaksie wees op 'n openbaring van God. Dis iets wat in jou hart val. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê in die Amplified, For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts, so as to beam forth the light for the illumination of the knowledge of the majesty and the glory of God, as it is manifest in the person and revealed in the face of Jesus Christ, the Messiah. Enige openbaring, die toets daarvoor is, openbaar dit Christus in jou lewe en sy werk wat hy kom doen het. Een van die grootste dankbaarheid wat ek in my lewe gehad het, was nie dat ek gesond geword het van kanker nie, jy sal dit nie glo nie. Dit was dat ek besef het, God is lief vir my. Hoeveel keer dan is daar soveel nonsens wat aangaan om my. En ek begin net daar in die kar sit met my snaakse stemmetjie. En ek sing sommer my eie wysie, want ek sien lus om te sing die wysie wat ek in die kerk geleer het nie. En ek gaan dit nou nie hier doen nie, want ek wil hê jy moet volgende week terugkom. Maar dan sal ek net begin, Here, ek weet, ten spyte van alles wat om my aangaan, U gaan my wysheid gee. Ek bid nou vir vrede, Here. Ek bid vir 'n openbaring van wie U is. Ek het U nou meer nodig as U gereedskap. Ek het nou meer nodig om bewus te wees van dat U lief is vir my as wat U vir my kan doen. Want ek weet, as U vir my deurkom vir hierdie ding, gaan ek dit binne 10 minute vergeet na dit. En 'n gedeelte van my lewe gaan sê, ek het dit gedoen. Maar wanneer ek vanuit die liefde leef en leef vanuit 'n plek waar ek vrede kry oor 'n situasie, Here, dan kan ek U begin dank vandag al oor môre se oplossing. Dis wat Dawid gedoen het. Ek kan vandag al begin jubel en juig en U groot verklaringe maak. Want ek weet U is lief vir my. Ek weet, as ek na U toe kom en ek plaas myself op my knie voor U, dan gaan U nie deurkom vir my nie, U gaan my deurtrek vir U. Daar's 'n verskil.
Ek gaan die getuie wees van iets groots wat U gedoen het. Ek kies om my fokus van myself af te haal. Ek plaas my fokus op U, Here. Want as ek na myself kyk, sien ek net 'n gemors. Ek sê nie ek se gemors nie, ek sê van wat ek gedoen het. Ek is soos 'n kind wat my ma se meel in die kombuis gekry het en eiers gebreek het op die vloer. Julle het daai klips al gesien. En nou sit ek en ek sê, Here, ek wou 'n koek bak, maar al wat ek het is 'n gemors. Maar Here, U is nog steeds my pa. En U gaan my help om al hierdie goeders, die wysheid gee, om al hierdie goed op te vee. En U gaan my leer om koek te bak. Want eendag gaan ek die beste chef wees wat daar is. My omstandighede bepaal nie my toekoms nie, Here, my identiteit bepaal dit. En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. Amen. Volgende ding wat ek vir jou wil sê is, aanbidding is 'n reaksie, nie 'n ritueel nie. Johannes 4 vers 23 en 24. Daar kom egter 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en die waarheid sal aanbid. Want die Vader verkies dit dat mense hom so aanbid. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in die waarheid aanbid. Weereens, jy kom op 'n plek waar jy sê, Here, ek maak my los van al hierdie omstandighede. En jy begin God ken. Jy begin hom erken. En wanneer dit gebeur, dan begin hy homself aan jou openbaar. En wanneer jy daai openbaring in jou hart val, en jy verstaan die omvang van dit, dan bring dit spontane aanbidding na vore. Amen. Aanbidding is nie ons inisiatief nie, dis 'n reaksie op openbaring. Ek kry soveel keer te doen met mense wat sê, ek voel geestelik dood. Weet jy wat? Ek het ook sulke seisoene. Ek is nie 'n superpastor nie. Daar's tye wat ek in woestyne geestelik is, wat ek bid en met die Here praat, en my gees lewe voel so leeg, ek kan myself nie eers hoor praat nie, is asof ek met die Here praat, maar die woorde verdwyn in 'n ewigheid in. Dis leeg. Dan weet ek, die eerste ding wat ek moet doen, is stop. Gaan nie die reël verder vat nie. Die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan sê, ek gaan nie nou kyk na hoe ek voel nie. Waaruit het U my gered in my lewe? Ek herinner myself aan God se goedheid. Nie net wat die skrif sê nie, maar waar dit fisies in my lewe gemanifesteer het. Die openbaring van gister, se reaksie vandag, bring die krag van aanbidding vir môre. Hallo? Maar wanneer ek op myself gefokus raak, dan bly ek in die woestyn en ek gaan net dieper en dieper, en dan sê ek ook op 'n punt, my God, waarom het U my verlaat? Ons gaan deur woestyntye sodat die saad wat in die Gees gesaai is, dat dit kan ontkiem met die eerste reëns. Dit moet lê. Dit moet daar wees. Maar die ware aanbidders aanbid hom in gees en in waarheid. Laastens wil ek sê, aanbidding is ons ja op sy openbaring. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan dit net ontvang. En sonder geloof is dit onmoontlik om 'n aanbidder te wees. My probleem, as ek eerlik is 'n geloofsprobleem. En ek dink die kans is goed dat dit jou nou ook is. Dat ons omstandighede ons geloof steel, omdat dit ons verwysing raak van God. Hoe duideliker God se openbaring in ons lewe erken word, hoe meer intens word die aanbidding tot hom. Ek wil vir jou lees in Matteus 4 vers 4.
Jesus weerstaan die duiwel. En in vers 3, die B-gedeelte, sê Satan vir Jesus, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Maar Jesus het hom geantwoord, nee, daar staan in die skrif, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. Jesus kom en hy sê, die aand met die Pasga, vat hy die brood, en hy sê, vat dit, deel dit, dis my liggaam. Ek is die brood van die lewe. Ek wonder wat die vyand gedink het. Toe hy dink aan die woestyn wat hy gesê het, sê vir hierdie klippe hulle moet brode word, dan kan jy eet. En hy sê eintlik aan daai tafel voor die aangesig van die teestander, sê hy, die klippe is nie die brood nie, ek is die brood. Mense het nie 'n wonderwerk nodig nie. Hulle het 'n prys nodig. En ek het die prys betaal. Dis 'n oomblik van openbaring in die totale geesteswêreld, waar hy hierdie verklaring kom maak. Toe hy daai wyn vat en hy gooi dit in, hy sê, hierdie bloed is my bloed. Drink dit tot verlossing. Daardie verlossing is nie net van ongeregtigheid oordeel nie. Dis verlossing van die krag, van die kennis van goed en kwaad in ons lewe, wat die boom van die lewe oorheers. Ons het vir die eerste keer kapasiteit om waarlik te kan aanbid. Omdat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Amen. En daarom vanoggend, as jy in 'n gat is, as jy op 'n plek sit en jy sê, ek weet nie hoe om te aanbid nie, Koot, wil ek jou nooi in hierdie spasie, wanneer ons nagmaal gebruik, begin net toelaat dat die Heilige Gees jou onthou en jou herinner van sy goedheid in jou lewe. Tot met hierdie punt wil ek die laaste stelling maak. 'n Persoon sit voor ons en ek weet nie wat gebeur het in hulle lewe op daai stadium voorheen nie, maar daar is verskriklike geestelike aanslae op hulle lewe. En die persoon sê, Koot, ek is moedeloos. Hoe kan die Here hierdie toelaat? Ek sê, nee, moenie dit sê nie. Jy het dit toegelaat. Ek sê, maak dit goeie nuus. As die Satan jou kon doodmaak, sou hy dit al lankal doen. Moenie sit en dink aan bruggies wat jy moet oorkom om die vyand se krag in hierdie deel van jou lewe te oorwin nie. Dink aan die perspektief van hy wou jou al lankal vernietig, maar God het jou laat bly staan vir 'n dag soos vandag, om op te staan in Jesus en om sy heerlikheid te verklaar. En daai persoon het vrygekom op grond van hulle fokus. Dit het hulle aanbidder gemaak. Dit het gemaak dat elke oomblik wanneer daardie hinkering teruggekom het na daardie vleeslike goed, hulle spontaan begin God herinner het aan sy goedheid oor hulle lewe. Ek wil vir jou dit sê, 'n worshipper sal nooit bly lê nie. Amen. So Hemelse Vader, wanneer ons nou nagmaal gebruik, kom verklaar ons. Dis 'n reaksie op die openbaring en dis deel van ons aanbidding. Mag die krag en die autoriteit van die vrymaking in ons lewens opstaan elke oomblik en mag dit ons 'n nuwe openbaring gee van die vryheid wat ons in U het. Heilige Gees, kom wys vir elkeen van ons wat in die pad staan in ons gedagtes, sodat ons in vryheid voor U kan speel in U heerlikheid. Here, ek bid ook vir elke naam op hierdie
boom geskryf, en elke persoon wat sy naam tydens nagmaal ook op hierdie kaartjies geskryf gaan word. Here, dat hierdie persone wat ons aan U opdra, dat hulle U lig sal sien en dat die vrymakende krag hulle kom vrymaak, dat hulle 'n ontmoeting met U sal hê en dat hulle, o Heer, U heerlikheid sal aanskou, van krag tot krag, heerlikheid tot heerlikheid, en dat hulle sal oorwin deur die bloed van die lam, die krag van hulle getuienis, en dat hulle lewe nie liewer gehad het nie, omdat U die fokus van hulle lewe sal word en die fokus van ons lewe sal bly. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Ek wil jou nooi om nagmaal te gebruik, en as daar iemand se naam is wat jy wil skryf op hierdie kaartjie, wat ons die Here voor vertrou, iemand wat nie 'n pad met die Here stap nie, skryf die naam op die kaartjie, hang dit op die boom, en ons bid gereeld vir daardie name, en ons vertrou dat hulle ook 'n ontmoeting met die Here sal hê. Dankie. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. Come sing this whole song, come on. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of, what a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. A powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name. Oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Here ons kom sê net dankie vanoggend vir U wat kom tye in ons lewe kom openbaar. U wat intree in ons lewens in. En ons sê net dankie vir alles wat U kom doen het in die naam van Jesus. En ons sê dankie vir wat U vanoggend kom doen het in harte. En hoe U nog steeds besig is en aanhou kom bedien in ons lewens. Ons dankie vir U goedheid, Here. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem. Marriage involves two people. They meet, You found me really attractive really quickly. they fall in love, She's passionate. they get married, and embark on a relationship that's designed to be one of increasing intimacy. I really couldn't see my life without her. But that's not automatic. We have to keep working at our marriage. Because I wasn't getting much affirmation, I started getting that from other places. Our marriage was nearly over. If you start building good habits in your relationship, you'll be reaping the effects of those choices in 5, 10, or 20 years' time. I can't let my past define my future. We have to build our own reality. The aim of the marriage course is to strengthen the connection between you as a couple. Love grows us. This is not a silly sentimental idea. This is science fact. How about one that we don't really hear about? How about this one? Fun. Marriage ought to be fun. If you're not having fun, what's the point? The marriage course is built on universal principles that are relevant to any couple anywhere. In years to come, you'll look back on having built a marriage as perhaps the most important achievement of all in your lives. Nou ja, hierdie was Wolly, dis nou voilà, jou middagete vir die 23ste November se gemeentekuier gaan vrek lekker wees. Kyk op daai dag, ons gaan die bure jaloers maak met al hierdie rook wat opgaan. Wat gaan hier aan? Ons gaan eet, ons gaan kuier, ons gaan fellowship hê. Maar kyk, ek wil seker maak jy koop jou kaartjie. Jy moet 'n kaartjie gaan koop want dit gaan vinnig uithardloop. So maak seker jy koop jou kaartjie vir die 23ste. Spitbraai gaan lieflik wees. En kyk, die kaartjies gaan vinnig. So gaan koop. Hallo. Man, daai ou het 'n mooi stem. Genade.
Ek weet nie waar ons hom gekry het nie, betaalde akteurs in hierdie kerk is incredible. Ek so opgewonde vir die gemeentekuier, ek hoop jy is ook. Ek hoop jy het al jou kaartjie gekoop as jy nog nie het nie, asseblief doen, ek gaan nou vir jou wys hoe om dit te doen. 23 November, vleis, bykosse, nagereg, alles is ingesluit, dit gaan lieflik lekker wees, moenie uitmis op dit nie. As jy nie is by ons, moenie stres nie, ons is nie altyd so snaaks nie, dalk is dit vir jou 'n selling point, maar ja, anyway, ek wil vir jou sê, baie welkom as jy die eerste keer hier kuier, my naam is Kobus, en ek wil net persoonlik hallo sê, wil jy nie jouself kom voorstel aan my nie, ek gaan hier buite staan na die tyd, en ek wil net jou hand skud, en hoor waar kom jy vandaan, en as jy nie is by ons, scan asseblief hierdie QR-code, daar gaan 'n vormpie wees wat jy kan invul, omdat ons met jou kontak maak, maar ook, hierdie QR-code is, as jy wil registreer vir enigiets, die marriage course wat môre aand begin, as jy wil registreer en jou kaartjie koop vir die gemeentekuier, dit kan jy ook hier doen, enigiets wat jy nodig het, op hierdie QR-code agter my, gaan jy dit kry. Nog 'n manier om met ons in kontak te kom, is hierdie connect kaartjie wat op jou stoel gaan lê. Vat hom gou voor jou, hou hom vas, ek dink dit is beautiful, is een van ons vennote wat hom vir ons design het, en ek dink dit is regtig incredible. Jy kan daar net jou details invul, agterop kan jy vir ons sê hoe jy gekontak wil word, en wanneer, wat great is, ons sal jou dan kontak en seker maak, ons hoor by jou wat jy nodig het, ons slaat jou in by die regte goeders, en ons ook 'n QR-code wat jy kan gebruik om te gee. As ek gou kan praat oor gee, ons is in hierdie 5 gesindhede van gee, jy weet dit, ons is al heel jaar in hierdie 5 gesindhede, en ek dink ons prys net die Here oor die feit oor hoe ons gedagtes oor finansies verander, deur hierdie jaar, is eintlik incredible wat hy besig is om te doen. Ons is by week 4, wat ons praat van getrou gee. Nou, kan ek jou gou vra om 'n amen op hierdie volgende stelling te gee? Ek gee jou die geleentheid, ek gee jou waarskuwing, alright? God het altyd genoeg om vir ons te voorsien. Amen, amen. Hy is altyd goed genoeg, hy is groot genoeg, hy het genoeg finansies om te gee na ons. En as gevolg van daai feit, dat hy goed genoeg is en groot genoeg is om na my te kyk, kan ek die besluit maak in my lewe om getrou te wees in my finansies, en getrou te wees in my manier hoe ek gee aan sy koninkryk. Die maklikste manier om dit te doen is om daai koevertjie op jou stoel te vat, scan geraad, gaan jou vat na ons aanlyn plek toe, of jy kan kontant daar insit en in oranje bokse gooi. Nog 'n manier om getrou te gee, en hierdie is boonop hoe kan ek sê, boonop die tiendes en offergawes wat jy gee vir die kerk, is daar lê 'n 3 debietorder vormpie ook op jou stoel. Dit is ons 3 fonds wat staan vir Transforming the Educational Environment. Alle fondse wat na hierdie toe gaan, stel ons in staat om jeugwerkers in skole te sit, wat seker maak die volgende generasie ontvang die woord en word bedien op hulle vlak. So ek wil jou vra om regtig net in gebed met die Here te gaan gesels oor hierdie, en dalk 'n besluit te maak wat sê ek gaan getrou gee in die volgende seisoen op een van hierdie volgende maniere. Fantastic. Ek wil afeindig en sê, as jy gebed nodig het, ek dink vanoggend se woord is so powerful, dankie Koot. As jy dalk iets in jou hart beleef, as jy dalk deur 'n seisoen gaan waar jy in 'n woestyn is, of dalk is dit droog in jou geloof, en jy het nodig net dat iemand half jou hand bietjie vat, en net saam met jou in daai gebedspasie inloop, het dit al my verlede baie gehelp, om net saam met iemand te bid in daai season, wil ek jou regtig uitdaag. Ons het 'n awesome gebedspan, wat se passie is om te bid vir mense, en saam in te tree. Hulle gaan nie net nou vir jou bid nie, hulle gaan in die week vir jou ook bid. Ek kry elke maandag my lys van name, waardeur ek bid, so ek wil jou regtig uitdaag, as jy gebed nodig het, kom vorentoe, of daar agter by ons gebedsmuur. Nog 'n manier hoe jy kan vra vir gebed, is net om 'n kaartjie te gaan invul daar agter, wat vra vir gebed. Ek beloof, al daai gebedsversoeke, kom na die gebedspan toe, en ons tree gereeld vir julle in. Awesome. Ek wil jou vra om op te staan en uit te beweeg, want ons gaan nou lekker koffie drink by Luna's, en Superkel staan reg met donuts en apple crumble en allerlei lekker dinge. Geniet jou Sondag.